22. Vir die wat miskien nie weet waar dit is nie, dis in die begin van die Bybel. So Eksodus 1 vers 1 tot 22 asseblief. Ja. En miskien as jy 'n ander Bybel as hierdie het, is dit op 'n ander plek, maar Eksodus 1 vers 1 tot 22 asseblief. Eksodus 1 vers 1 tot 22. Maar voordat ons lees, kom ons nader net die Here in gebed. Kom sluit die oë. Vader, waar ons nou as u kinders by u voete kom sit, liewe Heer. En Vader, eintlik kyk na die geskiedenis van 'n volk wat u deur die eeue gelei het. Vader, mag ons vanoggend deur hierdie waarhede versterk word, besef dat u 'n God is wat heers oor elke dier, oor elke mens, oor elke ster en oor die hele skepping. Vader, waar ons nou net gesing het, hoe groot is u. Vader, help ons om te besef dat dit iets is wat behoort is om ons harte warm te maak, wetend dat ons God onbegryplik groot is en sodoende waardig is om aanbid te word. Maar Vader, ek vra vanoggend, mag u elke een van ons se vlees, se sondigheid op sy sit, en sodoende dat ons suiwer u woord sal verstaan, dat u wysheid aan ons sal verleen, en ook sodoende dat ons die dinge sal gebruik tot uitbreiding van u koninkryk. Vader, ons vra al hierdie dinge in u heilige naam. Amen. So as ons vanoggend lees uit Eksodus 1 vers 1 tot 22, lees ek weer eens uit die ou vertaling, en die opskrif sê harde slawerny van Israel in Egipte. Vers 1 sê dan, en dit is die manne van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het, saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin, Reuben, Simeon, Levi en Juda, Issachar, Sebulon, Benjamin, Dan en Naftali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, was 70 siele. Maar Josef was in Egipte, en Josef het gesterwe en al sy broers en daardie hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword, en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was van hulle. Toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op wat niks van Josef geweet het nie. Die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie, en as ons in oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyande aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. Daar is toe opsigters van dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk, en hulle het vir Farao die voorraadstede Pitmon en Ramses gebou. Maar hoe meer hulle verdruk is, hoe meer het hulle vermenigvuldig en hulle uitgebrei, sodat hulle bang geword het vir die kinders van Israel. Daarom het die Egiptenaars die kinders van Israel met hardheid laat dien, en hulle lewe verbitter deur swaar werk met klei en met bakstene en deur allerhande werk in die landerye. Al die werk wat hulle met hardheid deur hulle laat verrig het. En die koning van Egipte het met die Hebreëse vroedvroue, die een se naam was Sifra en die ander se naam was Pua, gespreek en sê, as julle die Hebreëse vroue by 'n geboorte help, moet julle na die geboortestoel kyk. As dit 'n seun is, maak hom dood, maar is dit 'n dogter, laat haar lewe. Maar die vroedvroue het God gevrees en nie gedoen soos die koning van Egipte aan hulle gesê het, maar die seentjies laat lewe. Toe laat die koning van Egipte die vroedvroue roep, en hy sê vir hulle, waarom het julle dit gedoen en die seentjies laat lewe? En die vroedvroue sê vir Farao, die Hebreëse vroue is nie soos die Egiptiese nie.
want hulle is sterk. Voordat die vroedvrou by hulle kom, het hulle al gebaar. Maar God het aan die vroedvroue weldadigheid bewys, en die volk het vermenigvuldig en baie magtig geword. En omdat die vroedvroue God gevrees het, het hy 'n huisgesinne aan hulle geskenk. Toe gee Farao aan sy hele volk bevel en sê, al die seuns wat gebore word, moet julle in die Nyl werp, maar al die dogters kan julle laat lewe. Net tot sover, asseblief. En soos wat julle weet, het ons die afgelope paar Sondae 'n reeks gedoen wat gehandel het oor ons geloofsbelydenis, en dit het nou ook eintlik laas Sondag tot einde gekom. En ek wou nou vir eintlik 'n paar jare 'n reeks gedoen het oor die Ou Testament. Omrede ek glo ons nie eintlik kennis meer het oor die Ou Testament nie. Ons ken die kinderstories wat ons geleer is daaroor in Sondagskool, wat ons ouers vir ons vertel het, en ons weet wie's Moses, en ons ken die ark, en ons weet wie's Noag, ons weet wie's Jakob, maar ken ons werklik die verhale diep? Verstaan ons werklik hoekom het die dinge gebeur? Hoekom het God sy volk uit Egipte uitgevat? Hoekom het God 'n nasie gestig eintlik uit mense wat nie eens 'n land gehad het nie? Wat was die redes vir hierdie goed, en watse waarhede kan ons uit dit uitverkry? En sodoende wil ek ook hê ons moet besef dat die Ou Testament is net so belangrik soos die Nuwe Testament. En eintlik is die Ou Testament die fondasie van die Nuwe Testament, want Christus het niks gesê wat teenstrydig is met die Ou Testament nie, maar eintlik net die waarhede vir ons uitgewys en ook op 'n dieper manier verduidelik. So my gebed is eintlik vir die volgende paar Sondae, Eksodus is eintlik baie groot, om vers vir vers deur dit te gaan, maar ook sodoende dat ons nuwe waarhede sal besef, en besef hoe God elke element van die geskiedenis beïnvloed het volgens sy wil, volgens sy doel, en ook die doel van Christus wat sou kom uit hierdie nasie uit. So ek hoop julle sal my opgewonde, en ook sodoende hoop ek julle leer vanoggend saam met my interessante dinge oor hoekom het hierdie dinge gebeur. So as ons dan na die konteks van hierdie boek kyk, kan ons sê op die tydstip van hoofstuk 1 van Eksodus was die Egiptenare al vir 400 jaar in Egipte. En sodoende, soos wat ons die storie ken, op hierdie tydstip het die Egiptenare hulle begin onderdruk en ook sodoende in slawerny invat. En al die Jode het 'n vraag op hulle hart gehad, of was soekend na iets, en dit is 'n weg uit. 'n Weg uit Egipte uit, 'n weg uit hierdie slawerny uit. En natuurlik, dink hoe vreesend was hulle toe hulle hierdie bevel hoor van elke seentjie moet in die Nyl gegooi word van hulle volk. En dan kan ons ook sodoende sê, het die Jode ook eintlik oorspronklik by Egipte aangekom en ook 'n seëning ervaar. Dit was 'n tyd van die stories van Josef en van sy pa en van sy broers. Dit was 'n tydperk van droogte in hulle lande waar hulle gewoon het, en God het hulle eintlik gelei Egipte toe om sodoende ook geseën te word deur God self, deur Josef wat God in hierdie posisie gestel het wat eintlik so second in command was, soos die Engels sal sê, van die Farao. En waar God ook aan Josef wysheid verleen het om kos op te stoor eintlik vir nasies. En sodoende was dit die oorsprong van die Jode in Egipte, en ook sodoende het hulle eintlik 'n voorspoedige tydperk gehad vir 400 jaar, en by hierdie stiplyn waar ons dan vanoggend begin als anders te raak. En sodoende sal julle ook agterkom, as ons na hierdie boek verwys, beteken eintlik die titel Eksodus, beteken dit eintlik 'n weg uit. En as ons dit terugvat na ons eie lewens toe, is dit nie wat Christus verteenwoordig ook nie. 'n Weg uit hel uit. 'n Weg uit 'n ewigheid sonder die Vader. Dat God se plan nog altyd was vir die mensdom om 'n weg uit te hê van hierdie sonde waarin ons gebore is. Maar as ons na hierdie boek gaan kyk, gaan ons sien daar's eintlik twee hooftemas in hierdie boek.
Die eerste een is God red sy mense uit verdrukking uit, wat waar is met Christus ook. Maar die tweede een is God stig sy nasie van Israel. En ons kan sê in ons konteks, God stig sy seun se liggaam, die kerk. En sodoende sal julle sien, soos wat ons 'n paar sondae terug ook genoem het, is daar eintlik baie dinge wat dieselfde is tussen Israel en hoe God hulle gelei het, gestig het en ook met die kerk. Dat God eintlik vir ons gewys het dat sonder Christus kan hierdie nasie, kan die kerk, kan niemand eintlik in gehoorsaamheid teenoor hom leef en ook eintlik 'n waardig staan voor hom nie. En in eenvoud kan ons sê, God red die Jode sodat hulle hom kan aanbid in sy krag, volgens sy wil en volgens sy doel. En is dit nie presies wat Christendom ook vir ons beteken nie? God red ons sodat ons hom kan aanbid. God red ons sodat ons hom kan ken. En dit is presies wat hy gedoen het met die Jode ook. En wat vir my baie interessant was, is die eerste 5 boeke van die Bybel noem ons die Pentateeg, en is geskryf deur Moses ook, maar al 5 boeke van Genesis af was geskryf in die tydperk van Exodus deur Moses. En dit was geskryf omtrent 1450, tussen 1450 en 1410 voor Christus, 1400 jaar voordat Jesus gekom het. En wat vir my baie belangrik is van hierdie 5 boeke is dat Joshua en Jesus self het bevestig dat Moses dit geskryf het. En dit is hoekom die Jode ook die eerste 5 boeke so waarde aankoppel en ons ook behoort as gelowiges is want dit is eintlik die fondasie van ons geloof. Van die skepping af waar Moses vir ons verduidelik hoe God ons gemaak het, die aarde geskep het, na eintlik God se plan met die mensdom ook. En dan is Exodus dan eintlik die storie, die oorsprong storie van die nasie van Israel. En dan baie interessant, as ons dan hierdie waarheid besef dat Moses in hierdie tydperk al 5 boeke geskryf het hy dit sodoende geskryf om op mekaar te volg. En dis hoekom as ons kyk na Genesis, eindig Genesis met die dood van Josef rondom 1805 voor Christus. En dit bring dan vir Moses by Exodus, waar die storie van die nasie begin. En dis eintlik 'n storie van verlossing. Dis 'n storie van 'n roeping, dis 'n storie van opgewondenheid en 'n storie wat 'n toekoms en beloftes inhou vir die mensdom en eintlik vir Israel self ook. En dan baie interessant, as ons nou kyk waar Genesis eindig en waar Exodus dan hoofstuk 1 begin, na hierdie 400 jaar, na Josef, waar ons onsself bevind dan in hoofstuk 1, is dit dan so 1570 voor Christus. En baie dinge het verander in die konteks van eintlik Afrika, van die Midde-Ooste, omrede die leierskap van Egipte verander het. En ons moet besef, Egipte was in die antieke tye en veral in hierdie tydstip van geskiedenis die sterkste en rykste land op aarde. Die enigste rede hoekom nie meer vandag so is nie, want God het hulle vervloek. En gesê hulle sal nooit weer hierdie mag hê wat hulle gehad het in die verlede nie. En sodoende weet ons ook God is waar. En ek weet nie van julle nie, maar ek het nog nooit gehoor in die moderne era dat enigiemand bang is vir die land van Egipte nie. Ons weet die piramides is daar, ons weet die kameelperde is daar en is 'n lekker plek om by te gaan kuier. Maar as land en as nasie het hulle nooit weer die status behaal wat hulle altyd gehad het nie. En dit bring ons dan by ons eerste punt en dit is die dramatiese groei in die populasie van Israel. En ons vind dit in vers 1 tot 7 en ek lees dit weer vir julle. En dit sê, en dit is die name van die seuns van Israel wat in Egipte gekom het. Saam met Jakob het hulle gekom, elkeen met sy huisgesin, Reuben, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Zebulon, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad en Aser. En al die siele wat uit Jakob se lende voortgekom het, 70 siele. Maar Josef was in Egipte en Josef het gesterwe en al sy broers en daardie hele geslag. Maar die kinders van Israel was vrugbaar en het baie geword en hulle het vermeerder en buitengewoon magtig geword, sodat die land vol was
van hulle. Nou wat interessant is, ons lees hier net van hulle het gegroei. Beteken dit van die 70 af, na 400 jaar was hulle miskien 2000 mense, was hulle 1 miljoen sterk. En ons vind die antwoord eintlik vir die getal in Numeri 1 vers 45 tot 46, wat praat oor die getal Jode wat in hierdie tydperk geleef het. En dit sê, so was dan al die geteldes van die kinders van Israel volgens die families van 20 jaar oud en daarbo. So hulle het almal getel wat 20 was en ouer, die mans. Almal wat in Israel op kommando moet uittrek. Al die geteldes dan was 603.550. So 600.000 mense was ouer as 20 en was mans. En dan sê die kenners vir ons, as daar 600.000 jong mans of mans wat ouer as 20 is, wat uit Egipte getrek het, was die nasie omtrent so 2 miljoen sterk. En sodoende sê hulle ook, ek weet nie hoe hulle dit uitwerk nie, maar het dit 5% toegeneem jaarliks in groei. Maar God het tog vir Jakob, en dit is my baie interessant, want onthou 400 jaar is eintlik nie so lank nie. Van 70 mense na 2 miljoen toe in 400 jaar is 'n wonderwerk op sy eie, maar God het vir Jakob die bevel gegee in Genesis 35 vers 11 om vrugbaar te wees en eintlik om voort te plant, om 'n nasie te bou. En die Jode het volgens hierdie bevel geleef, en dit wys net vir ons in hierdie konteks dat God is getrou volgens elke bevel of belofte wat hy maak aan die mensdom. Van iets soos wees vrugbaar. En julle ken ook die res van die beloftes wat aan Abraham gemaak is, wat aan Jakob ook gemaak is, dat hulle nageslag soos die sand van die see gaan wees, sterre in die hemele. En sodoende weet ons vandag, dit behels nie net die Jode nie, maar ook die weergebore gelowiges. Want die woord sê vir ons, as ons tot redding kom en die Gees van God kom woon in ons, is Abraham ons geestelike voorouder. En dit beteken, dit is waarna God ook verwys het in die Ou Testament. Maar soos wat die Jode gegroei het in ons verhaal, het die onrus ook in die Egiptenare se harte gegroei. En hulle het eintlik was gevul met vrees, hulle was gevul met haat teenoor hierdie mense en ook oppressie. Want dink net gou, hierdie nasie van Egipte het al vir 1500 jaar bestaan voor hierdie storie wat ons nou in Exodus van lees. Maar dit het die Jode net 400 jaar gevat om sterker en meer te word as die Egiptenare. Net 400 jaar, na 1500 jaar. En sodoende bring ons dit by die volgende punt wat handel oor die verdrukking van die Jode. En dit begin als met die nuwe koning. En ons lees van dit in vers 8 wat sê, toe staan daar 'n nuwe koning oor Egipte op, wat niks van Josef geweet het nie. En soos wat ons weet, daar het nou baie jare, 400 jaar verbygaan, van Josef af nou tot by hierdie punt. Maar wat vir my baie vreemd is, die Egiptenare is baie bekend vir eintlik die geskiedenis wat hulle neergepen het, op hulle mure, soos wat julle al gesien het, prentjies wat hulle geteken het, vertel eintlik die storie van hulle nasie, die storie van hoe die piramides gebou is, van hulle farao's, van hulle konings, maar hoe kan hierdie nuwe koning dan nie weet van Josef en van die oorsprong van die Jode nie? Want dit is wat vers 8 eintlik vir ons sê, hy praat nie net van Josef nie, maar as hy nie van Josef weet nie, weet hulle nie eintlik, of het hy nie geweet, eintlik van waaraf het die Jode eintlik oorspronklik gekom nie. En eintlik kan ons dan sê, sy siening was heel eenvoudig, die Jode is onwelkom en buitelanders, hulle raak meer as ons eie nasie, hulle is sterker as ons, hulle gebruik ons lande, hulle eet ons kos, hulle drink ons water, en miskien kan ons sê, hulle was meer voorspoedig, en ook sodoende meer geseënd in 'n sekere sin, omrede God hulle ook gekies het. Maar die vraag is dan eintlik, en die Bybel gee nie vir ons die antwoord nie, maar wie was hierdie koning? En in hierdie tydperk was daar eintlik 3 farao's wat geheers het, in geskiedenis wat opgeteken is, maar ek glo dit was Amos die eerste, wat die farao was van hierdie tydperk. En die rede hoekom ek dink dit was hy wat
eintlik van gepraat word, is want hy was weer die eerste ware Egiptenaar wat Farao geword het. En wat ek daarmee bedoel is, en nou gaan die storie hopelik vir julle ook baie meer sin maak, van hoekom het die Egiptenare net na 400 jaar besluit, ons hou nie van die Jode nie. En die rede eintlik hiervoor is, want vir 400 jaar vir 400 jaar na Josef, het 'n ander groep mense die Egiptenare oorgeneem, wat se naam die Eikmos mense was, wat eintlik van laer af in Afrika opgetrek het. Dit was Semitic mense, wat beteken, dis 'n groep mense soos die Jode, wat nie 'n tuisland gehad het nie. Hulle het rondgetrek en koninkryke verower, en daar gebly vir 'n paar jaar, en so het hulle aangetrek, en dit is hoekom ook in daai tydperk baie interessant, en dis hoekom die geskiedkundiges altyd vir ons as gelowiges sê, as Christene en vir die Jode, dat die Jode nooit in Egipte was. Want hierdie mense was nie geletterde mense, hulle tradisies was nie dieselfde as die Egiptenare se nie, en sodoende vir 400 jaar, en is die enigste 400 jaar in die geskiedenis van Egipte wat nie opgeteken is, omrede ander kulture se mense die farao's was van Egipte. En nou kom ons terug, en die Egiptenare verower hulle, jaag hulle uit hulle land uit, en stel weer 'n ware Egiptenaar aan as koning, en eintlik Farao titel was nie net koning nie, maar ook hulle het hom gesien as 'n god. Hulle het hom aanbid ook. En hierdie Amos die eerste het hierdie vrees in sy hart, dat het vir 400 jaar gesukkel om mense te oorwin wat hulle oorgeneem het, en nou is hier ander buitelanders wat op hulle voorstoep woon, wat meer as hulle is, wat sterker as hulle is, en hy vrees in sy hart, dat hierdie mense kan net eendag besluit, hoorie, ons neem julle oor. En dit is hoekom hierdie haat en hierdie verbitterheid eintlik teen die Jode was. En dis hoekom ons beweeg nou in 'n tydperk in, waar Egipte eintlik nog altyd oop was vir die res van die wêreld, maar waar hulle meer inclusive raak, soos die Engels sal sê, en meer net kyk tans na die belange van hulle eie mense. En dit bring ons dan by die volgende die volgende 2 verse, vers 9 tot 10, wat sê, die het aan sy volk gesê, kyk, die volk van die kinders van Israel is meer en magtiger as ons. Kom, laat ons 'n slim plan teen hulle beraam, sodat hulle nie kan vermeerder nie. En as ons oorlog geraak, hulle ook nie by ons vyand aansluit en teen ons veg en uit die land optrek nie. So die Egiptenare sien 2 miljoen Jode en is bang vir hulle, en hierso sê Moses eintlik vir ons, dat hulle nie net bang was vir hulle nie, maar hulle het nou net 'n groep uitgejaag, hulle is bang, die Jode staan saam met daai groep op, saam met hulle vyande en veg teen hulle en neem hulle oor. En baie interessant is die agtergrond van hierdie Eikmos mense, baie dieselfde as die Jode, want dink gou hieraan, die Jode het tot op hierdie stuk nie 'n land gehad nie, hulle was 'n familie 400 jaar terug wat daartoe getrek het, hulle het nie 'n koninkryk van hulle eie gehad nie, hulle was mense wat eintlik rondgetrek het, mense met geen land, eintlik met geen geskiedenis, met geen oorsprong, en dit is presies dieselfde mense wat vir 400 jaar hulle verower het, maar baie interessant ook, hoekom dink julle het die Egiptenare nie net die Jode weggejaag nie? En die rede daarvoor is, want 2 miljoen mense het 2 miljoen verskillende werke gedoen. En die ekonomie van Egipte sou dit nie kon hanteer het, om hierdie groep mense wat al vir 400 jaar hulle self gevestig het in Egipte, net weg te jaag. En dis hoekom die koning kom toe tot die plan wat hy beraam het, soos hierdie gedeelte sê, om hulle nie weg te jaag nie, maar hulle te onderdruk in slawerny, om hulle in toom te hou en in lyn te hou, en sodoende dat hulle nie sal opstaan teenoor hom nie. En dit bring ons dan by die volgende punt, dit is Eksodus 1 vers 11, wat sê, daar is toe opsigters en 'n dwangarbeid oor hulle aangestel, om hulle met harde arbeid te verdruk, en hulle het vir Farao die vooraardstede Pitmon en Ramses gebou. Nou wat baie interessant is, as jy gaan kyk op die kaart, die enigste stad wat nog bestaan is hierdie Ramses, is dit eintlik, hulle noem dit Laer Egipte, maar is eintlik die bokant van Egipte. En in daai streek wat Gasmos daai tyd genoem was,
was die Nyl nie eers nie. Die Nyl het al voor dit opgehou en in ander klompriviere opverdeel wat uitmond in die see, in die Atlantiese See. En dit sê eintlik vir ons dat die Jode in daai streek gewoon het en nie eers soos wat ons altyd gedink het en stories kyk, het die Jode nie eintlik werklik by die Farao gewoon. Hulle was ver van hom af, maar dit weer eens het die Farao bang gemaak. Want dit is die gedeelte, as hulle moes opstaan teen die Egiptenare, sou hulle die Farao en die res van Egipte afgesny het van die res van die wêreld. Hulle sou afgesny gewees het van die see, van die Atlantiese See, en ook van die Midde-Ooste wat net langs hulle was. En wat vir my dan baie interessant is, soos wat ons na hierdie feite kyk, sien ons oor en oor God se hand. Elke element van hierdie storie is God wat dit beplan het. Dit was nie toevallig dat hierdie dinge gebeur het nie. Dit was nie toevallig dat die Egiptenare die Jode in slawerny gevat het nie. God het iets gekort om sy mense na 'n plek toe te vat wat hulle die beloofde land genoem het. Die land van melk en honing. Hy moes sy nasie stig en ook sodoende het hy elke element gebruik om dit te doen. En ons kan dit dan miskien vergelyk met die Romeinse tydperk met Christus. God het 'n nasie gebruik wat die hele wêreld oorgeneem het wat nie Christelik was nie, om paaie te bou, sodat die woord kan versprei word deur dit. Hulle sê as die Romeine nie die paaie gebou het en jy het al die gesegde gehoor, all roads lead to Rome. As hulle die kinders sê as God nie toegelaat het dat die Romeine so gegroei het en lande oorgeneem het nie, sou die evangelie nooit versprei het buite die Midde-Ooste nie. En sodoende sien ons oor en oor hoe God slegte dinge gebruik tot guns van sy wil. Dat God elke element, elke aspek van die geskiedenis en van die toekoms in sy beheer het, volgens sy wil. En mense, dit is eintlik wat ek vandag dan met julle wil deel, is, mag ons begin rustigheid verkry in ons eie harte, om te besef, al voel ek nooit in beheer nie, al weet ek nie altyd moet ek links of regs draai nie, God is in beheer as ek sy kind is. As ek vertrou op hom, soos wat die Jode op hom vertrou het, soos wat elke goddelike man in die Nuwe Testament op hom vertrou het, sal alles alright wees. Al moet ek sterf, sal dit alright wees. God is in beheer. God is in beheer van elke element. En ook sodoende kan ons nie sê dat al hierdie dinge het gebeur oor duisende jare, alleenlik dat Christus kon kom. Alleenlik dat ons hier vandag kan sit as die liggaam van Christus en ook sodoende waardig kan staan voor die Vader. Nie om rede ons dit verdien nie, maar om rede sy genade, om rede hy in beheer is. En sodoende wil ek net afsluit deur te sê, mag ons begin rustigheid vind in God se alwetendheid, in sy soewereinheid, in sy grootheid. En mag ons deur hierdie verhaal wat ons elke Sondag nou gaan op uitbrei, mag ons besef dat niks is toevallig nie. God het jou nie geroep toevallig nie. God het jou nie gered toevallig nie. God het jou ook nie hier vanoggend geplaas toevallig nie. En sodoende mag ons begin toelaat dat God ons gebruik in hierdie wêreld, hierdie gebroke wêreld, want dit is ook nie toevallig dat ons hier sal woon nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Vader, waar ons nou uit die woord gelees het en eintlik 'n verhaal of 'n storie hanteer het wat baie keer sprookieagtig kan klink vir ons, liewe Heer. Vader, mag U die waarhede wat daar binne is en te vind is vir ons openbaar aan ons. Mag U vir ons die verborgde dinge, die geheimenisse van U aan ons openbaar. Mag ons 'n dieper betekenis van U verkry. En Vader, mag ons as ons vandag huis toe gaan en in hierdie week U dank en aanbid dat U in beheer is van ons lewens. Maar Vader, mag ons besef dat ongehoorsaamheid is die teenoorgestelde van wat U ons na toe roep. Mag ons besef dat al wat ons moet doen is die tome
die beheer van ons lewens oorgee aan U. En dat gehoorsaamheid nie 'n dwang is of ons moet in 'n slawerny leef nie, maar dat dit iets gebeur uit bereidwilligheid om 'n rede Christus. Dat ons gehoorsaam moet wees om 'n rede ons nie verdien om onsself U kinders te noem nie. En Vader, dan vra ek net, mag U weer opgewondenheid kweek in ons harte om in kennis te groei van U woord. Mag U weer ons vul, ons harte met opgewondenheid om Sondag hiernatoe te kom saam met medegelowiges, om te groei saam in U woord. En mag U ons weer vul met opgewondenheid om U goeie nuus, die nuus van Christus te verkondig in hierdie wêreld. Vader, ek vra al hierdie dinge in U heilige naam. Amen. Dan kan julle staan en dan gaan ons net afsluit. Staan dan en ontvang die seën. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om jou teen die aanvalle van die bose te beskerm. Die Here is onder jou om jou te dra as jy val. Die Here is binne jou om jou te lei met sy Heilige Gees. So seën die Here jou tot in alle ewigheid. Amen. Dankie julle.